Goeiedag, geliefde, ons kyk na naby God wees. En God wat naby is. En baie keer vra mense vir my, hoe kan ek die nabyheid van God ervaar? Dit is nogal 'n gewilde vraag. En daar's baie antwoorde wat deur baie mense gegee word hiervoor. Daar's baie sogenaamde resepte. Ek spot altyd, ek sê, miskien moet jy versigtig wees vir die resepte wat in Huisgenoot of Rooi Rose 4 vers 9 gegee word. Want dit is gewoonlik maar meditasie, fofies en allemaal sulke tipe goed. So wat is die resep? Behalwe van wat ons so pas hierdie afgelope 3 dae geleer het, wat is die resep om naby God te wees? Om te weet, om te ervaar dat God naby is. Ek begin in die Ou Testament vandag, in Deuteronomium 8, net vers 2 en vers 3. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lang in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. As 'n mens dan leef uit elke woord wat uit die mond van God kom, is dit sekerlik 'n baie nodige oefening om te doen om God se nabyheid te ervaar. Is om jy te steur aan sy woord, aan sy woorde. Daar is nie 'n beter resep om naby God te kom as om met sy woord besig te wees nie. Ek wil jou aanmoedig om jou in te grawe in die woord van God. Ek wil so graag hê dat mense sal ophou en sê, ek lees nie want ek verstaan nie. Lees dan tot jy verstaan. In Johannes 1, wanneer Jesus Christus, ons verlosser en ons koning aan ons bekend gestel word, dan word daar van hom die volgende gesê. Dis Johannes 1 van vers 1 af. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Christus Jesus is die woord self. En hy was van die begin af daar. So as jy dan nou wil leef, hoeveel beter om te leef as uit die woord van God uit. En hierdie woord is nie ver nie, hierdie woord is nie onbereikbaar nie, hierdie woord is nie onverstaanbaar nie. Hier in vers 11 sê hy het na sy eiendom toe gekom. Die woord het vlees geword, die woord het werklikheid geword en na sy mense toe gekom. Kom ons is dan so skuins en so traag as dit by die woord kom. Dit is miskien baie persoonlik wat ek nou sê, maar my ervaring is dat om kwaliteit tyd met die woord te spandeer, bring jou naby God. En laat jou besef hoe naby God jou is. Want is hierdie selfde woord, hierdie selfde Jesus wat sê, hy sê vir sy disippels in hierdie selfde Johannes, sê hy, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek gee my gees in julle. En hy sal vir julle 'n spesifieke woord bring, die woord van die waarheid, en dit is die woord van Jesus Christus. God se kinders is altyd besig met die woord, hulle leef uit die woord uit, en dit is om naby God te wees. Ek wens vir jou toe 'n geseënde tyd met sy woord saam. Shalom.